Tweede video vir die oggend. Ja, julle het seker die groot marakas hierdie laaste paar dae op TikTok waargeneem oor 'n gegewe prokureurtjie waar ek self in 'n live ingetrek was, seker goed vir my gesê is en ek gaan nou nie dit bespreek nie, dis maar 'n agtergrond tot hierdie video. Okay. Rondom etiese prokureurs, onetiese prokureurs lê van volslagtes. In die eerste plek, waar kry jy vir jou 'n etiese prokureur? Ja, jy kan seker die LPC nader en vir hulle vra, geef my 'n lys van prokureurs wat byvoorbeeld, kom ons sê jy het probleme in die strafreg, met ander woorde kriminele werk. Geef my 'n lys van ouens wat meestal kriminele werk doen. En hulle sal waarskynlik vir jou kan adviseer. Dis een plekkie waar jy dit kan doen. Jy kan na die Bali. Nou wat is die Bali? Dis die advokate se kamers by die Hooggeregshowe. Jy kan seker na die Bali toe gaan en jy kan daar met mense van die Bali gaan praat en sê asseblief, ek sit met hierdie probleem. Watter prokureur dink julle is nogal redelik fly met hierdie goed? Watter prokureur kom hier na die Bali toe kom, gee instruksies vir julle advokate op 'n gereelde basis, watter ouens reputasie is goed en hulle kan miskien vir jou help. Jy kan na die Hooggeregshof self toe gaan, selfs na die Landdroshof toe in sekere jurisdiksies. Jy sal daar in die griffier se kantoor sien, die groot litigasiemaatskappye het sulke duiwolkies, letterlik, fisiese duiwolkies, waar hulle dokumente neergesit word. So dan weet jy, dis 'n groot formaat, teendeel hulle doen soveel litigasie, daar is sommer al 'n kabinet met duiwolkies, waar hulle dokumente vir hulle gelos word, en wat hulle die dokumente kan optel. So, dis ways and means. Vra mense wat weet van law, voor jy besluit neem watter regsadviseur jy gaan gebruik, of watter prokureur jy gaan gebruik. En dan is daar 'n klomp rooi vlaggies waarvoor jy jouself moet oopstel, dat jy weet as jy rooi vlaggies sien met jou hardloop. As prokureurs vir jou kom sê, ek het 'n kontak by die polisiekantoor, ek kan hierdie volgende goeders vir jou doen, docket laat wegraak, mense laat arresteer, ek is net die man of die vrou om dit te doen. Mense, dan weet jy by's very virtue, daai prokureur is oneties. Okay, prokureur werk nie met kontakte nie. Ja, sure. Goeie prokureur ken waarskynlik al die ondersoekbeamptes, ken al die handelaars, ken al die landroste, want dit is deel van hulle werk. Hulle bou 'n goeie verhouding met daai mense op. Maar die oomblik as jy sit met 'n kontak, en veral 'n kontak wat 'n paar rand agter die skerm sal lê, hardloop. Okay? Dan is daar ook 'n tendens in Suid-Afrika van valsklagtes lê. Daar word op 'n daaglikse basis, julle kan hierdie statistiek self gaan navors, per jaar 4 na 5.000 onwettige arrestasies uitgevoer in Suid-Afrika. Dis baie nie. Deel deur die hoeveelheid per dag, 10 na 15 mense toe word elke dag gearresteer, terwyl daar nie meriete in hulle klagtes was nie. Meeste van daardie klagtes kom van kliënte, saam met hulle prokureurs wat 'n kontak by die polisie het. Want glo vir my, die polisie is so alstarrig soos 'n donkie om te gaan arrestasies uitvoer, selfs om dockets oop te maak. So die klassieke scenario is waar 'n prokureur dan nou 'n sogenaamde kontak by 'n polisiestasie het. Die kontak is nou eintlik net 'n ou wat gebruik word. En hulle gaan maak dossiere oop wat hulle voor hulle siel weet valsklagtes is, en hulle kry 'n polisiebeampte om dan die arrest vir hulle te gaan doen. Right. Baie algemene ding, baie meer algemeen as wat mense glo daar buite. Soos ek sê, statistiek sê vir jou tussen 4 en 5.000 onbillike, onwettige arrestasies per jaar. Dis baie. Okay, as jy 'n prokureur het wat daai tipe van goedjies doen, wees verseker jy gaan iewers in 'n struik trap. Iewers gaan daai kak op jou kom val. Okay. Want ongelukkig is dit so met tyd. En die regsproses wat stadig, maar met tyd kom daai leen gewoonlik uit. En dan is jy as die klaar, die ou wat in die middelpunt van daai spervuur gaan wees. Jou prokureur gaan net eenvoudig sê, nee, ek het maar net my kliënt gaan bystaan. Ek het maar net saam met my kliënt polisiestasie toe gegaan. Jy is die ou wat met die probleem gaan sit. Okay. Wat is 'n probleem met regsverydeling? Om 'n valsklagte by die polisie te lê is regsverydeling. Dis 'n klagte waarvoor jy tronkstraf opgelê word. Lê van 'n vals beëdigde verklaring is my niet. Dis 'n klagte waarvoor jy kan tronkstraf kry. So ons praat nie van klein goedjies hierso nie. As jy sit met 'n prokureur wat vir jou storieetjies vertel van
Ek het 'n speurder hier en 'n speurder daar, of ek het 'n kontak wat vir my kan, kom ons sê, jou opponent se kredietrekord trek, sonder dat hy weet. Jou kliënt se telefoonrekord trek, sonder dat hulle weet. Jou kliënt of jou opponent se bankstate laat trek, sonder dat hulle weet. Dan weet jy mos dis onwettig. Jy weet mos jy kan dit nie sonder hofbevel doen nie. So waarom is daai prokureur besig? Dis oneties. Nie net oneties nie, is hoogs onwettig ook nog. En dan, as die storie nou oorkook, wie sin met die gebakte pere? So ja, hierdie is 'n algemene waarskuwing vir die publiek daar buite. Ek wil so ver om te sê, prokureurs en advokate is baie geneig om nie hulle werk enigstens daar buite te sit nie. Die beste prokureurs wat jy in Nederland sal teekom, weet jy nie eers van nie. Okay. Jy sal meestal sien dat hulle baie stil op sosiale media is, indien hulle ooit op sosiale media is. Advokate is 'n bietjie meer liberaal in hulle siening van hierdie goeters. Rightly so, ek het nie 'n probleem met dit nie. Maar, okay, teruggekom na advokate, jy moet onthou die advokate het daarom 'n volgende vangnet wat vir die publiek daar is. Veral as hulle deel is van die balies, die residensiële balies. Die balies kyk na hulle mense, hulle kyk dat hulle mense nie allerhande slangs onbehoorlike goed aanvang nie. Maar ja, die prokureursberoep is die willebeste. Die LPC is baie laks in die polisieering van hulle eie reëls. Ek dink die groot probleem is net dat as hulle moet begin skoonmaak, gaan hulle nie meer prokureurs oorwees nie. En I'm not saying this lightly, ek dink daar is baie goeie uitstekende prokureurs, hoogs etiese mense daar buite, maar ongelukkig is dit so, daar ook 'n baie groot hoeveelheid van hierdie prokureurs is wat na my mening hoogs oneties is. So ja, soos ek sê, die LPC is maar baie laks in wat hulle doen, ongelukkig so. Right, so kyk maar na hierdie gevaartekens wat ek hier uitgelig het. As jy met so 'n prokureur sit, wees verseker, gaan miskien nou vir jou lekker wees om so 'n prokureur te hê. Maar as die pop op die ven stryk, is jy die ou wat in die middel van daai spervuur is. Jy gaan die ou wees wat met rooi gesig voor hof in 'n getuiebank staan en moet hoor jy het 'n leuen onder eed vertel. Of jy het 'n valslagte gemaak, of jy het regsverhuiling gepleeg, of jy het 'n vals beëdigde verklaring gaan aflê. So ja, wees baie versigtig vir hierdie tipe van prokureurs wat hulle selfs opdrang aan mense. Okay, dis maar net my 2 sent vir die oggend. Lekker dag verder ouens.